Welkom by my ST Geldenhuys. Ek het so rukkie gelede eers op jou webtuiste ingekom en so vinnig 'n paar goed gelees. Ek onthou net jou stem op die radio, maar jy is die mees bekendste persoon wat ek in my lewe mee gepraat het. So baie welkom. Hy tog. Baie dankie. Solank ek bekend is by ons Vader, is ek okay. Yes, yes, yes. So ons gaan ek sal baie graag enige hele storie wil hoor en ek is seker daar's baie agtergrond, maar ek dink die doel van vanoggend is 'n Bybelstudietjie oor Psalms Ja. en ons gaan deur so 'n paar goed gehardloop. Die agtergrond van dit was 'n hele klompie jare terug het ek deur die Bybel gelees en weet toevallig toe is ek omtrent weer by Psalms, ek dink sê by Psalm 27, toe lees ek 'n boek. En hierdie boek het nogal vir my ietsie 'n ander boek saam met die Bybel. Toe dog ek wag 'n bietjie, hier's nogal iets. Toe maak ek hierdie ontdekking wat ek weet elke nou en dan voel jy maak 'n ontdekking, die eerste op die planeet wat dit nou ontdek, maar ek is seker daar's ander mense ook gewees. Maar ek wil maar graag met jou net hierdie ontdekking deel en dan ja, dan kyk jy of daar iets is vir jou. Ek sien uit, hoor. Okay, great. So hier gaan ons. So nou die interessante ding van Psalm 24 en ekskuus, ek gebruik Vader se name daarson. Uh en ek het dit maar net daar aangesit. Hierdie is in Engels ongelukkig. Het nou nie ek praat baie met Engelse mense. So my Engels, my Afrikaans is daarom ook heelwat gebroken. Maar hier gaan ons. So ek gaan so 'n paar verse lees en as jy mooi kan sien, sal ek jou vra om ook miskien so 'n paar net vinnig te lees. Maar net vir agtergrond, Psalm 24, The earth is Jehovah's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Who may ascend into the hill of Jehovah, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive blessing from Jehovah and righteousness from the God of his salvation. This is Ekskuus tog, Jacob. Adrian. Yes, Adrian, ekskuus net 'n oomblik. Ek net my hond uitvat, want sy raas te veel hier by my. is reg. Kom. Kom. Kom, bietjie, kom. Groot ekskuus. Ek hoop jy kan dit Nee, uithaal. nee, geen probleem. Okay, so ye shall receive blessings from Yahweh and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek his face, Selah. Sal jy omgee om die volgende twee versies te lees? Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Yahweh, strong and mighty. Yahweh, mighty in battle. Sjoe. Moet ek verder lees? Lees Lift verder up your asseblief. heads. Lift up your heads, O you gates. Lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Yahweh of hosts. He is the King of glory. Selah. Beautiful. Wow, jy lees dit 70,000 keer mooier as ek. Um okay, so ekskuus dat ek so baie paai. Die interessante ding is as jy net hierdie lees, lift up your gates, dan is dit nie so super duidelik wat altyd hier aangaan nie. En weet tipies wat hy doen as hy 'n ding lees, dan okay, dis baie mooi, weet net nie mooi wat dit beteken nie. En Ja, dan ja. lees hy maar verder. So ehm dan is daar nog 'n ander moeilike vers. Ek noem dit maar nou 'n moeilike vers wat jy sal nie glo nie wat verband hou met Psalm 24. Maar jy gaan dit nou nie Ja? so maklik lees nie, maar ek gaan dit nou vir jou wys. So lees gou vir my hierdie een ook asseblief. Matteus 27 vers 51, then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Wow.
Ja, so jy sal nou nie dit dink nie, maar hierdie twee verse Psalm 24 en hierdie het 'n verband met mekaar. En wat nogal vreemd is, veral van vers 52 af, jy lees nie gereeld kommentaar hieroor nie, maar dis nogal 'n duister ding. Ek meen ons het twee versies wat vir ons vertel Mm, wat hier aangaan en ons lees dit net in Matteus nie ander evangelies nie. Maar Matteus sou nie hiervan geskryf het as dit nie 'n werklikheid was nie. So verseker. wat het hier gebeur? Ons weet nie lekker nie en dit weer eens ou lees en jy gaan aan. Toe ontdek ek 'n boek. Nou ek het op 'n kol baie buitebybelse boeke gelees vir verskillende redes. Van die boeke is baie goed, van die boeke is baie swak en sleg nie. Jy kan sommer dadelik sien nee, hierdie is nie van Abba af nie. Maar daar was 'n sekere boek en ek endorse nie die boek nie. Ek sê nie dit is geïnspireerd nie. As ons dit ten minste lees net van 'n geskiedenispunt af, is dit nogal interessant. Maar daar was iets in hierdie boek wat my nogal 'n klokkie gehoor lei het en die boek se naam is die boek van Nikodemus. Ons almal ken vir Nikodemus in Johannes 3. Die boek het ook 'n ander naam, The Acts of Pilate. Net so 'n bietjie agtergrond. Dit is beskikbaar op die internet. Jy kan hierdie goed gaan lees. Um the hy het basies twee gedeeltes. Kom ons sê hoofstuk 1, kom ons sê deel 1 is eintlik The Acts of Pilate gedeelte wat die Jode met Pilatus stry om Yeshua te kruisig. En ons daai hele klomp interessante goed wat redelik in lyn is met die skrif, maar jy kan nou sien dis baie meer haat en goeters in die agterkant as wat ons gewoonlik dink. En dan die tweede deel beskryf Nikodemus goeters wat hy gehoor het van hierdie opstanding, van hierdie wat ons nou net in Matteus gelees het. Nou okay, of dit reg of verkeerd is, kom ons neem dit met 'n knippie sout, maar daar's ietsie in wat nogal baie oulik is. So, ek het hierdie op biblehub.com, is daar 'n library van allerlei ander boeke. Daar's 'n link, ek kan hom vir jou privaat stuur ook. Weer eens net so 'n bietjie agtergrond, daar's 'n Griekse teks en daar's 'n Latynse een. Daar's bietjie verskille tussen die Grieks en die Latyns, maar hoe dit ook al sê, ons gaan nie super krities wees nie. Ehm ek gaan net vir jou 'n stukkie en hier's nogal so 'n bietjie leeswerk, maar dit is baie interessant. Ehm van wat nou gebeur het net na Yeshua gekruisig is. Toe hierdie klomp mense nou oor dit alles praat. So ek gaan van die stukke redelik vinnig lees en dan gaan ons bietjie stil staan op die belangriker gedeeltes, maar net vir konteks. When Joseph, dis nou Joseph of Arimathea wat Yeshua in die graf gesit het. Hy was 'n ryk persoon, hy het saam met Nikodemus, as jy reg onthou in die evangelies, sy eie graf vir Yeshua gegee. So dis nou daai Joseph. When Joseph had thus spoken, ekskuus, ek moet weer myself onderbreek. Hierdie is in 1924 as ek reg is vertaal, so hy gebruik nou Elizabethan English. So when Joseph had thus spoken, the chief priest cried out to the people, "We know that Jesus had a father and a mother. How can we believe that he is the Messiah?" One of the Levites answered and said, "I know the family of Jesus, noble-minded men, great servants of God, and receiving tithes from the people of the Jews. And I know also Simeon the elder, that he received him when he was an infant, and said to him, Now thou sendest away thy servant, O Lord, the Jew." Dis hy Simeon wat toe Yeshua gebesny was daar hierdie ou gewees wat gekom het. Ek kan nie onthou of die Bybel sy naam noem nie, maar wat hy gesê het, die belofte ontvang, hy sal nie doodgaan voordat hy die Messias sien nie. So hy verwys nou dat daai ou the Jews said, let us now find the three men that saw him on the Mount of Olives, that we may question them and learn the truth more accurately. Okay, so ekskuus, hier is nou in die middel van 'n gesprek. Jy moet my Mm, stop as jy 'n bietjie vra het. Maar jy so 'n bietjie leeswerk, so ek skiet voort. They found them and brought them before all and made them swear to tell the truth. And they said, As the God of Israel liveth, we saw Jesus alive on the Mount of Olives, going up to heaven, up into heaven. So hier's hierdie drie mense wat nou aan hierdie Jode, ek is nie seker of hulle Fariseërs is nie, ek reken so. Sê hoor, ons het Jesus gesien en hy het opgevaar in die hemel in. mm, And when Joseph has thus spoken, the chief priest cried out to the people, "We know that Jesus had a father and a mother. How can we believe that he is the Messiah?" And one of the Levites answered and said, "I know the..." Well, excuse, ek hierdie vers twee keer ingekopie. Excuse.
Is reg. Wat sê toe ek gekopie het, het ek op 'n kol iets verkeerd gedoen. Uh ek gaan nou in die middel lees. Then Annas and Caiaphas took the three apart one by one and questioned them singly in private. So hulle deel hulle op om te kyk of jok hulle nie. They agreed with one another therefore and gave even the three one account. So al drie vertel toe nou dieselfde storie toe hulle apart weggevat is. The chief priest answered saying, our scripture says that every word shall be established by two or three witnesses. Joseph then has confessed that he, along with Nicodemus, attended to his body and buried him. And how is it truth? And how is it the truth that he has risen? Joseph says, and why do you wonder that Jesus has risen? But it is wonderful that he has not risen alone, but that he also raised up many others of the dead who have appeared in Jerusalem to many. Nou toe ek hierdie gelees het, toe dink ek dadelik aan daai Matteus 27 vers 52 wat ons nou gelees het. Hier sê dis wonderlik dat Yeshua opgestaan het, maar wat nog wonderliker is Hy het dat verskyn. ander saam met hom opgestaan. So, Ja, natuurlijk. okay, so Ja. wag 'n bietjie. Ons het daar twee versies. Kom ons kyk of is daar iets interessant hierso. And if you know the others, Simeon at least, who received Jesus and his sons, whom he has raised up. So hierdie Simeon se seuns is uit die dood uit opgewek, okay? Then let us them at least you know, for we have buried them not long ago, but now their tombs are seen open and empty, and they are alive, dwelling in Arimathea. They therefore sent men, and they found their tombs open and empty. En hulle gaan toe, ons lees nou, is dit Matteus 27, toe Yeshua, bietjie vroeër, toe Yeshua gekruisig is, het hy gesê, daar was 'n groot aardbewing, en die grafte was oopgemaak. Maar hulle het nog nie uit die dood uit opgestaan nie, die grafte was net oop. Anyway, hierdie ons loop toe nou om te bevestig, hierdie Simeon se twee seuns was begrawe, net soos, ek neem maar aan, so rukkie voor Yeshua gekruisig is, en hulle sê, kom ons gaan kyk na die grafte, en die grafte is oop. En nou, dis 'n wonderlike ding, daar was ander mense, soos wat ons in Matteus gelees het, wat ook uit die dood uit opgestaan het. Joseph says, let us go to Arimathea and find them. Then rose up the chief priest Annas and Caiaphas and Joseph and Nicodemus and Gamaliel and others with them, and went to Arimathea and found those Joseph spoke of. They made prayer therefore and saluted each other. Then they came with them to Jerusalem and brought them into the synagogue and secured the doors and placed in the midst the old covenant of the Jews. And the chief priest said unto them, we wish you to swear by the God of Israel and Adonai, and so that you tell the truth, how you have risen, and who raised you from the dead. So hulle word gewoon gevra, hoe dit gebeur, en julle moet nou die waarheid vertel. The men who had risen, having heard this, made, so hier is vir my 'n bietjie 'n snaakse stuk, ek weet nie wat om van hierdie te maak, en dis hoekom ek promoveer in hierdie boek en sê, dit is nie die wonderlikste ding nie, maar the men who had risen, having heard this, made upon their faces the sign of the cross. Dis net 'n bietjie vreemd. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. And said to the chief priest, give us paper and ink and pen. These therefore they brought, and sitting down they wrote this. So hier's dis die antwoord op die vraag oor hoe hulle uit die graf, wie hulle op laat staan en wat het gebeur. O Lord Jesus Christ, the resurrection and the life of the world, grant us grace that we may give an account of thy resurrection and thy miracles that thou hast did in Hades. Okay, die plek waartoe jy gaan as jy dood is. Miskien kan ons ander dag daaroor praat, dis baie interessante onderwerp. When we then were in Hades, with all who had fallen asleep since the beginning of the world, and at an hour of midnight there rose a light as of the sun, and it shone into the darkest regions. And we were all lighted up and saw each other. So dis nogal kwaai. Hulle sit in hierdie donker plek en ewe skielik kom maar hierdie verskriklike helder lig en asof dit soos die son is en hulle kan mekaar duidelik sien daar binne in hierdie plek. Okay? Even in the dark regions.
Soos dis nogal kwaai. Dis 'n kragtige lig wat hy van hier praat. Ja, Um and straightway our father Abraham was united with the patriarchs and the prophets, and at the same time they were filled with joy. And they said to one another, the light is from a great source of light. So hulle word nou opgewonde en hy praat nou Abraham was ook daar. Okay? The ja, prophet, ek is nie seker wie daai is, dit is 'n daai naam is 'n Grieks, dit lyk bietjie snaaks geskryf. Jesajas, ja, who was there present, said, the light is from the Father and from the Son and from the Holy Spirit, about whom I prophesied when yet alive, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the people sat in darkness, had seen a great light. Okay, so dis nou van Latyns af oor vertaal na Engels toe, en dis hoekom is Jesajas, maar dis eintlik Jesaja. ja, ja. So hy sê, dis hierdie lig wat ek van geprofeteer het, die wat in donkerte sit, het 'n groot lig gesien. En hy ervaar, hier gebeur hierdie ding nou. Then there came into the midst another and is wat is daai? Ek weet nie wat sy woord is. From the desert. And the patriarch said to him, who art thou? And he said, I am John, the last of the prophets, who made the path of the Son of God straight, and proclaimed to the people repentance for the remission of sins. And the Son of God came to me, and I, seeing him a long way off, said to the people, behold, the Lamb of God who taketh away the sin of the world. So hier's nou Johannes die doper aan boord. And with my hand I baptized him in the river Jordan, and saw like a dove also the Holy Spirit coming upon him. And I heard also the voice of God, even the Father, thus saying, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. And on this account he sent me also to proclaim how the only begotten Son of God is coming here, that whosoever shall believe in him shall be saved, and whosoever shall not believe in him shall be condemned. On this account I say to you all, in order that you may see him, that you see him, all may adore him. That now only for you the time of repentance for having adored idols in your vain upper world, and for your sins you have committed, and that this is impossible at any other time. While John therefore was thus teaching those in Hades, the first created and forefather Adam heard, and said to his son Seth, my son, I wish thee to tell thy forefathers of the race of men and the prophets where I sent thee when it fell into the lot to die. And Seth said, prophets and patriarchs. So hier kom Adam en Seth nou ook na hierdie gesprek toe. Hulle is nog in hierdie Hades. Prophets and patriarchs, yeah, when my father Adam, the first created, was about to fall once upon a time into death, he sent me to make entreaty to God very close by the gate of paradise, that he would guide me by an angel. Hier is alles baie snaakse stories, né? So vat dit met 'n knippie sout. Ons kom by die interessante gedeelte. That he would guide me by an angel to the tree of compassion, that I might take oil and anoint my father, and that he might rise up from his sickness, which things therefore I also did. And after this prayer, an angel of the Lord came and said to me, what saith dost thou ask? Dost thou ask oil which raiseth up the sick, or the tree from which the oil flows, or on account of the sickness of thy father? This is not found now. Go therefore and tell your father that after the accomplishing of 5,500 years from the creation of the world, then shalt thou come into the earth, then shall come to the earth the only begotten Son of God, being made man, and he shall anoint him with this oil, and he shall raise him up. So die storie gaan dat die engel van die Here in Afrikaans het vir Seth gesê, nee, wat soek jy die boom? En ons neem aan hy praat van die boom van die lewe. Hy soek die olie daarvan dat sy pa nie doodgaan nie. En die engel sê vir hom, nee, daar gaan eendag kom die seun van God en hy sal hom uit die dood uit opwek na 5500 jaar. Nou, daar's 'n ander Bybelse boek ook, die boek van Adam en Eva. Daar's actually 4 van hulle. Baie interessant. Ek sê ook nie dit is iets nie. Ek kan inteendeel dink ek nie dit is iets nie, maar dis ten minste 'n interessante storie. Maar hy lei nogal klokkies na die ding toe.
and shall wash clean with water and with the Holy Spirit, both him and those out of him, and then he shall be healed of every disease. But now this is impossible. When the patriarchs and the prophets heard these, they rejoiced greatly. Okay? And when all were in such joy, came Satan. Okay, hier kom Satan ook daar in Hades aan. The heir of darkness, and he said to Hades. So hier word Hades nou gepersonify asof dit nie net 'n plek is nie, maar dis 'n engel, 'n engel van die dood as te ware. Sy naam, Hades. En Satan sê nou, "Oh, all devouring and insatiable," ek weet nie hoe mense sê mens daai woord nie. "Hear my words. There is of the race of the Jews one named Jesus, calling himself the Son of God, and being a man. By our working with them, the Jews have crucified him, and now when he is dead, be ready that you may secure him here." So hier kom Satan as te ware as 'n boodskapper en sê vir Hades, "Hey, ek het saam met die Jode gewerk en ons het hierdie ou, sy naam is Jesus. Hy het homself die seun van God genoem. Hy's net 'n gewone mens. Ons het saam met die Jode gewerk om hom dood te maak. So maak solank gereed om hom te ontvang." So Satan kom nou om hom te waarsku vir Hades. "For I know that he is a man, and I heard him also saying, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death." So Satan sê, ek weet hy's net 'n mens, hy's nie regtig die Messias nie, want hy het hierdie goed gesê en 'n mens sal nie dit sê nie. So hy kan nie die seun van God wees nie. Dis nou Satan se argument. "He has also done me many evils when living with mortals in the upper world. For whether he found my servants, he persecuted them." Satan praat nou van sy demone. Okay? "And whatever men I made crooked, blind, lame, lepers, or any such thing, by a single word he healed them. And many whom I have got ready to be buried, even those through a single word he brought to life again." En toe antwoord Hades nou. En Hades says, "And is this man so powerful as to do such things by a single word? Or if he be so, canst thou withstand him? It seems to me that if he be so, no one will be able to withstand him." So die Hades sê, wag, maar kan jy nie eerder hom net weerstaan nie? Laat hy nie na my toe kom nie, want dit klink vir my of hy magtig is. So Hades wil hom eintlik nie hê nie. "And if thou sayest that thou didst hear from dreading death, he said this mocking thee, and laughing, wishes to seize thee with the strong hand, and woe to thee to all eternity." So hy sê, miskien het hierdie Yeshua jou eintlik net gemok nou. Hy's besig om hy gaan jou nou bymekaar maak en hy gaan al hierdie dooies hier by my uitvat. Wil jou nie eerder keer laat hy nie inkom nie. Ek vertaal dit maar nou so 'n bietjie. Satan says, all devouring and unsatiable Hades, art thou so afraid of hearing of our common enemy? I was not afraid of him, but worked in the Jews, and they crucified him and gave him also to drink gall with vinegar. Make ready then, in order that you may lay fast hold of him when he comes. Hades answered, "Heir of darkness, son of destruction, devil, thou hast just now told me that many whom thou hadst made ready to be buried, he brought to life again by a single word. And if he was delivered, and if he has delivered others from the tomb, how and with what power shall he laid hold of by us?" So hy sê, wag 'n bietjie, hier is moeilikheid. "For not long ago," so hier vertel hy nou die storie verder. "For not long ago swallowed down one dead," so hy sê hy het iemand opgeswallow, "Lazarus by name, and not long after one of the living by a single word dragged him up by force out of my bowels. And I think that it was he of whom thou speakest. If therefore we receive him here, I am afraid lest perchance we had endangered even about the rest. For lo, all those that I have swallowed from eternity, I perceive to be in commotion, and I am pained in my belly. And the snatching away of Lazarus before seems to me not to be a good sign." So hy sê, dit was nie vir hom 'n goeie teken toe hy Lazarus ontvang het en ewe skielik is Lazarus net uitgeruk nie.
Net gedink, hoor, hier is 'n slegte teken. Is nogal interessant. Genigtig. So alles hierdie Ja. nie 'n legit storie nie, dis baie kreatief van hierdie skrywers. Baie goed. Mm. In elk geval, for not like a dead body, but like an angel, he flew out of me. For so suddenly did the earth throw him out. Wherefore also I adjure even thee, for thy benefit and for mine, not to bring him here, for I think he is coming here to raise all the dead. And this I tell you, by darkness in which we live, if thou bring him here, not one of the dead will be left in it to me. So, Hades klink bang. While Ja. Satan and Hades were thus speaking to one another. Nou hier's waar dit vir my eintlik hoendervleis gee. There was a great voice like thunder, saying, Lift up your gates, O you rulers, and be lifted up, you everlasting gates. Nou toe ek dit lees, en ek onthou, wag 'n bietjie, Psalm 24. Hierdie is die presiese woorde in Psalm 24. Hier staan Yeshua voor Wow. Hades en daar's hierdie koperdeure en hierdie hekke en hierdie weet nie wat se kom ons sê hekke daar nie. En hy sê vir Hades, en eers sien die mense hierdie verskriklike lig en hy sê maak oop jou hekke. En dan gaan hy aan. Mm. And the king of glory shall come in. So daai lyn nou 'n klokkie met Mm. Psalm 24. Dis nogal wag 'n bietjie. Waar gaan Psalm 24 Mm. nou eintlik? When Hades heard, he said to Satan, Go forth if you art able and withstand him. Satan therefore went forth to the outside. Then Hades says to his demons, Secure well and strongly the gates of brass and the bars of iron, and attend to my bolts, and stand in order to see everything. For if he come in, woe will seize us. The forefathers, having heard this, began all to revile him, saying, All o devouring and in whatever thy word is, open that the King of glory may come in. Joch, dit gee my Wow. hoendervleis. David the prophet says, Dost thou not know, O blind, that I, when living in the world, prophesied this, lift up your gates, O you ruler. Oh, goodness. So Ja. hier sê David, hoor jy, ek het hierdie gesê, dis my woorde daai. En Isaiah says, I foresee this by the Holy Spirit wrote, the dead shall raise up, and those in the tomb shall be raised, and those in the earth shall rejoice. And where, O death, is thy sting? Where, O Hades, is thy victory? So hier kom Jesaja ek sê, "Joh, ek het hierdie ding ook gesê." Ja, And ja. and therefore then again a voice saying, "Lift up your gates." So daar kom die stem weer 'n keer. Lift up the gates, Hades, hearing the voice the second time answered as in forsooth he did not know and says, en hy antwoord Hades terug, "Who is the King of glory?" Presies wat in Psalm staan. The angels of the Ja. Lord says, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. And immediately with those words the brazen gates were shattered and the iron bars were broken and all the dead who had been bound came out of the prisons and we with them. So dis nou hierdie mense wat die storie vertel, die drie seuns van hierdie ou. Was dit nou die twee seuns? En ons het saam met hulle uit hierdie doderyk uitgekom. And the King of glory came in the form of a man, and all the dark places of Hades were lightened up. Dog, wow, dit is my amazing dan hierdie donker plek is Absoluut. iewes Mm. skielik die hele Hades. So Hades is in twee gedeel, daar's die goeie kant en die slegte kant. Ons noem die slegte kant gewoonlik die hel. Die goeie kant is die bosom of Abraham. Dis nie die hemel nie, maar dis die goeie kant. Anyway, so hy's aan die goeie kant en hy sê daai hele kant is net lightened up. En as jy dit lees, dan dink ek aan iets wat ek lank terug gehoor het van 'n ou wat gesê het, as jy 'n skakelaar druk in 'n donker kamer om die lig aan te sit, dan is daar nie 'n oorlog tussen die lig en die donkerte nie. Dit vat nie 5 minute tot die lig nou oral te skyn nie. Die lig is net daar. Dis onmiddellik en Ja, dis ja. vaste. Daar's nie 'n Ja. geveg nie. En dan toe dink ek dan hierdie ding, toe Yeshua daar in Hades aankom, is daai hele plek lig. Daar's nie 'n battle. Ag, Dis my mm. nogal wow, dis nogal kwaai. Ja, ja, ja. Immediately Hades cried out,
We have been conquered. Woe to us! But who art thou that has such power and might? And what art thou who comest here without sin, who art seen to be small, and yet with great power, lowly and exalted, the slave and the master, the soldier and the king, who has power over the dead and the living? So hy sê, wie op die aarde is hierdie persoon wat hy is? Thou wast nailed on the cross and placed in the tomb, and now thou art free and hast destroyed all our power. Art thou when Jesus, art thou then the Jesus of whom the chief satrap Satan told us that through your cross and death thou art to inherit the whole world? Then the King of glory seized the chief satrap Satan by the head and delivered him to his angels and said, with iron chains bind his hands and feet, and his neck and his mouth. Then he delivered him to Hades, and said, take him and keep him secure till my second appearing. Nou hier is nogal baie kwaai teologie wat nou hier getel. En dit is nou julle 3 dae se gesprek daai. Maar dis interessant. Then he delivered him to Hades, dis nou vir Satan, and said to him, take him and keep him secure till my second appearing. And Hades, receiving Satan, said to him, Beelzebul, heir of fire and punishment, enemy of the saints, through what necessity didst thou bring upon that the King of glory should be crucified? Sê, wat op die aarde het jy gedoen? Jy was lekker stupid geweest om hierdie ou dood te gemaak het. So that he should come here and deprive us of our power. Turn and see that not one of the dead has been left in me. Hy praat aan die goeie kant, ons moet dit nou weet. Dis nie die slegte kant nie. Hy het daai plek geempty. But all that thou hast gained through the tree of knowledge, all that thou hast lost through the tree of the cross, and all the joy has been turned into grief, and wishing to put to death the King of glory, thou hast put thyself to death. For since I has received thee to keep thee safe, by experience thou shalt learn how many evils I shall do unto thee, O arch-devil, the beginning of the death, root of sin, the end of all evil. So hier trap Hades hom nou uit. What evil did thou find in Jesus that thou should compass his destruction? How hast thou dared to do such evil? How hast thou busied thyself to bring down such a man into the darkness, through whom he has been deprived of all who have died from eternity? While Hades was discoursing to Satan, the King of glory stretched out his hand and took hold of the forefather Adam and raised him. Then turning also to the rest, he said, come all with me, and as many as have died through the tree which thou touched, for behold, I again raise all of you through the tree of the cross. Therefore, thereupon he brought them all out, and our forefather Adam seemed to be filled with joy and said, thank you, thy majesty, O Lord, for thou hast brought me out of the lowest Hades. So, Yeshua, die eerste iemand wat hy vat is vir Adam en sê, hoorie, kom saam. So dis nogal baie interessant, soos daar sekere, ek het baie lank met Jehovah's getuies ontmoet en hulle probeer convince en hulle het my probeer convert. Hulle het sê byvoorbeeld, Adam gaan hel toe, hy gaan never in die nuwe paradys wees nie. So hierdie storie is toe nogal baie interessant. Adam het dit toe nou gemaak, volgens die storie. Likewise also all the prophets and the saints said, we thank thee, O Messiah, Savior of the world, that thou hast brought our life up out of destruction, and they had thus spoken, the Savior blessed Adam with the sign of the cross on his forehead. Bietjie vreemd vir my, maar okay. And did this also to the patriarchs and the prophets and the martyrs and the forefathers, and took them and sprang out of Hades. And while he was going, the Holy Fathers accompanied him and sang praises, saying, blessed is thou who cometh in the name of the Lord. Hallelujah to him, to him to be the glory of all the saints. And setting out to paradise, so klink hulle nou na die paradys toe, he took hold, so dis nogal kwaai, excuse, ek moet weer interrupt, toe hy met die dief aan die kruis gesê, ek sê vir jou, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. En, so,
So as ek dit nou moet oorinterpreteer, is dat jy gaan doodgaan, maar ek gaan jou lewendig maak en ek gaan jou saamvat. And he took hold Yeah. of our father Adam by hand and delivered him in all the just to the archangel Michael. And they were going into the door of paradise. There met them two old men whom the Holy Father said, "Who are you?" So toe hulle in die paradys, die deur van die paradys gaan toe, ontmoet hulle hier twee ou mans en vra, "Wie is julle?" Whom who have not seen death, wat nie dood gegaan het nie, and have not come down into Hades, but who dwell in paradise in your bodies and your souls. And one of them answered and said, I'm Enoch, who was well pleasing to God and was translated hither by him. And this is Helias the Tishbite, dis Elia, uh, and we were also to live until the end of the world, and then we will be sent by God to withstand the anti-Messiah and to be slain by him, and after 3 days to be risen again and to be snatched up in the clouds to meet the Lord. Okay? Hulle vertel nou hierdie storie. And while they were thus speaking, there came another lowly man carrying also upon his shoulders a cross, to whom the Holy Father said, Who art thou, who has looked like a robber? And what is the cross that thou bearest upon thy shoulders? And he answered and said, I, as you say, was a robber and a thief in the world. For those things the Jews lays hold of me and delivered me to death on the cross, along with our Lord Jesus Christ. While then he was hanging upon the cross, seeing the miracles that were done, believed in him and entreated him and said, Lord, when thou shalt be king, do not forget me. And he immediately said to me, Amen, amen. Today I say unto thee, thou shalt be with me in paradise. So hier's nou die dief wat hulle nou ook ontmoet. Therefore I came to paradise, en ons is amper klaar. Therefore I came to paradise, carrying my cross, and find the archangel Michael, and I said to him, O Lord Jesus, who has been crucified, has sent me here. Bring me therefore to the gate of Eden. And the flaming sword, seeing the sign of the cross, opened to me, and I went in. So jy noem dit nou, die ander plek noem dit nou die paradys en jy noem dit nou by die naam, die hek van Eden. So hy kan nou terug. Yeah. Dis nogal interessant, okay? Of dit nou waar is of nie, kom ons hou dit net so ergens in 'n boksie, maar dit is ten minste interessant. And the flaming sword, seeing the sign of the cross, opened to me and I went in. Then the archangel said to me, Wait a little, for there cometh also the forefather of the race of man, Adam, uh, with, with the just, that they too may come in. And now seeing you, I came to meet you, the saints hearing these things, all cried out with a loud voice, Great is the Lord, and great is his strength. And all these things we saw and heard, we, the two brothers, who also had been sent by Michael the archangel, and have been ordered to proclaim the resurrection of the Lord, but first to go away to Jordan and to be baptized. Thither also we have gone and have been baptized with the rest of the dead who have been risen. Therefore also we came to Jerusalem and celebrated the Passover of the resurrection. But now we are also going away, being unable to stay here. So hierdie twee boeties sê nou, ons het nou hierdie ding gedoen, ons het in Jerusalem gekom, wat ons nou in Matteus 27 lees, en dat al mense verkondig die opstanding, en hulle Passover gehou, so Passover was nou eintlik al verby, maar hulle noem die 7de dag van unleavened bread partykeer ook Passover. Kyk, storie vir 'n ander dag. So hulle het nog die tot by die unleavened bread fees die laaste dag saam gevier en toe het hulle gesê, okay, nou moet ons gaan. Ons kan nie hier bly nie. Yeah. Okay, ja, laat maar net die laaste stuk en hier's maar net Nicodemus. So dis waar die boek eindig, die laaste stukkie. Anyway, ek het dit gelees en toe dog ek, ja, wag 'n bietjie. Hier is daar 'n ander stuk in die Bybel ook wat miskien van hierdie praat. So ek gaan jou weer kansie gee om te lees, my gou 'n slukkie water vat. So ons lees hier in Efesiërs, as jy kan maar skiet. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended. What does it mean but that he also first descended into the lower parts of the earth? So Paulus skryf en hy quote, ons gaan nou daai dink is 'n Psalm lees of hy gaan sê, maar wag 'n bietjie, as jy so geascend het,
hy moes eers gedescend het. Hy moes eers onder toe gegaan Ja, het. En ja, ja. so jy lees maar verder. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. So dan Wow. lees ons hier. Lees weer. The chariots of God are 20,000, even thousands of thousands. The Lord is among them as in Sinai in the holy place. You have ascended on high. You have led captivity captive. You have received gifts among men, even from the rebellious, that the Yahweh, God, might dwell there. So hier is in Wow. Psalms en as jy net hierdie lees, jy het eintlik nie 'n kans om te weet wat bedoel al hierdie goeters nie. Nee, Maar as jy weet, wag 'n bietjie, hier's 'n backstory en of daai boek nou heeltemal akkuraat is of nie, daar is genoeg om te sê wag 'n bietjie. Daai hier's 'n profesie, hier let the captivity captive. So hy vang die gevangenes en hy maak hulle basies vry en hy ascended on high. Hy praat hier van die opstanding uit die dode uit. Wat nogal 'n ja, verskriklike onderwerp in Psalms is, soos wat jy nou nog verder sal hoor en verder sal lees. Um ja, maar anyway, so Paulus kommentaar nou op hierdie en hy maak nou sin uit, wag 'n bietjie, hoekom het Yeshua Hades toe gegaan? Nou, net so interessante ding, so party ouens gaan sê Jesus went to hell. Uh ja, ek wil nou nie diep in gaan nie, maar dit is tegnies nie heeltemal akkuraat nie. Ons moet net mooi verstaan. Hulle gebruik eintlik die woord Hades. Hades is die beter woord, maar Hades het definitief twee kompartemente en ons kan definitief 'n ander dag daaraan gaan as jy eendag ooit wil. Maar ja, so hy het in Hades definitief het Yeshua Hades toe gegaan. Okay? Jy kan hierdie ook lees. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison. So, Wow. so Petrus het ook geweet. Yeshua het afgegaan en die spirits in prison um met hulle gaan praat. Okay? Mm. So, ons gaan lees maar verder. Who formerly were disobedient when once the divine long suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. Wow. So dit gaan nou net verder aan die vorige vers wat jy gelees het. Maar basies hy het death gekonker. En hy dit Ja, dis die eerste ding wat hy gedoen het toe hy gekruisig was. En so dis nog vir my wow, hier's nou 'n klomp puzzle pieces wat so bietjie bymekaar uitkom en ja, verskriklik ja, interessant. Nou wat ook interessant is, as ou na die wet kyk, dan ons gaan net een versie lees. Daar's iets wat ons noem the first fruits resurrection. En ek gaan sommer net vinnig hier in Exodus, daar's 'n paar van hierdie verse. Maar basies die idee is dat as ek kom om 'n offer te maak en veral op een van die feeste van Abba, dan kan ek nie met leë hande kom nie. So hier's nou een van hulle. All that open the womb are mine, and every male firstborn born among your livestock, whether ox or sheep, but the firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb, and if you will not redeem him, you shall break his neck. All the firstborn of your sons you shall redeem, and none shall appear before me empty-handed. So hy praat van wow. in verskillende plekke. So as jy jou feeste het en jy het jou opbrengste gekry, jou harvest, en dan sal jy nou hierdie transaksies doen.
Jy sal dit koop of whatever die geval is, maar jy gaan na my toe kom in my tempel in die Ou Testament, maar jy mag nie met leë hande kom nie. Nou ek sien Mm. hierdie en dan dink ek, ja, dis dieselfde wat Yeshua hier gedoen het. Hy het na sy Vader toe gegaan en hy kon nie met leë hande gekom het nie. Hy moes iets saamgebring het. En wat hy saamgebring Mm. het, is hierdie dooies. Dis die first fruit resurrection. Dit is 'n spesiale opstanding, sal ons sê. Um Wow. hy kon nie met leë hande kom nie. En hy het ook nie. Dog, wow, dis Sure. nogal something. So Mm. dit is alles verskriklik wow en great en vir my daai tyd was dit nog 'n kwaai ding geweest. Maar toe nou nog 'n ontdekking wat ek toe nou maak. Sit maar wag 'n bietjie. Hier's 'n storie. Psalms is nie sommer net een psalm en dan die volgende psalm gaan oor iets heeltemal anderste en die volgende psalm gaan oor iets heeltemal anderste nie. Elke nou en dan is daar 'n storie wat vertel word. Yeah. En so Yeah. ek het die storie nou eers in Psalm 24 gesien en toe onthou ek en dis ook nou by Psalm 22 gaan uitkom. Wag 'n bietjie. Die ding het nie nou begin nie. Daar's 'n storie en van die een kant Psalms is word deur Dawid geskryf. Hy vertel miskien van homself en van sy eie goeie op een vlak, maar op 'n ander vlak is dieselfde storie wat waar is, vertel hy ook van iemand anders. Hy praat eintlik van Yeshua. Ehm en jy het dit dalk nou al gesien met al die psalms wat jy gelees het, maar 'n slotsom is dat eintlik gaan psalms amper uitsluitlik, ek sê amper, oor Yeshua. Dit gaan oor hom. Yes, Dawid skryf dit praat oor hom en dit praat oor ons ook, maar daar's 'n baie spesiale karakter in psalms en so Psalm 22. Ehm ek hoop jy het nog so 'n kort rukkie. Het jy nog 'n bietjie tyd? Yeah. Yeah. Okay, Yeah. Yeah. great. So sal jy vir ons weer hierdie lees? My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Oh, my God, I cry in the daytime, but you do not hear, and in the night season, and am not silent, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Wow, wat 'n Sure. So, hier skryf Dawid, waarskynlik praat 'n bietjie van homself ook. Hy is dalk ook in 'n gat. Hy's ook in 'n slegte plek en hy roep uit. So op daai vlak is dit Dawid, maar op 'n ander vlak is dit 'n profetiese ding wat hy praat. Eintlik gaan dit oor die Messias. En ons weet ons dan, so toe Yeshua gekruisig is, is dit natuurlik wat hy gesê het. En nou ek het al met ateëste gepraat. Sê, "O, oh, kyk hierso, kyk wie's hier Yeshua. God het hom verlaat. Nee, God is 'n slegte God, want hoekom verlaat hy mense?" En dan gaan hulle so 'n storieetjie wat hulle spin wat eintlik bad is. Maar kom ons lees verder. Our fathers trusted in you. They trusted, and you delivered them. They cried to you and were delivered. They trusted in you and were not ashamed. But I am a worm and no man, a reproach of men, and despised by the people. So jy het seker al gehoor van daai wurm wat hy daar vertel, die crimson worm. Dis 'n aparte storie, ons gaan nie daaraan Ja. gaan nie, maar dit is 'n kwaai ding vir Yeshua om te sê. So hy het nou hierdie woorde nie dalk op die kruis gesê nie, maar die ouens wat daar rondom gestaan het en Psalm geken het verstaan, dis nou wat Yeshua dink, dis nou wat hy voel, dis nou sy emosies. Dit beskryf alles wat hy nou deurgaan. Verskriklik, absoluut verskriklik. Gaan aan asseblief. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip. They shake the head, saying, He trusted in the Lord. Let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. But you are he who took me out of the womb. You made me trust while on my mother's breasts. Sure. Ja, jy mag kommentaar I gee as was jy wil, cast hè. upon you. I was cast upon you, donkey, from birth. From my mother's womb you have been my God. Be not far from me, for trouble is near. For there is none to help.
Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. So So dit is profeties, wat ekskuus, ja, wat wat Paul of wat Dawid besef het wat ons Messias gaan deurgaan. ja, Sien ja, ek dit dit reg? is verskriklik. So hierdie wat hy sê, the bulls have surrounded me, praat hy nou van die mense wat om hom by die kruis staan en wat hom miskien geoordeel het Ja, en ja. al hierdie goeters. En Ja, ja. ja, dit is dis kwaai. Ehm ek wil eers net sê met ander woorde wat Dawid geskryf het in Psalm 22 is alles 'n vooruitskouing na wat Yes, ons Messias op die kruis moes deurmaak. verseker. Ja, so I Yeshua was hoef nie al crossed. hierdie goed te gesê het nie, maar ons weet ten minste Ja, ja. wat het hy gedink, wat sy emosionele stand toe, wat het hy Ja. gevoel. En wat dit verwys daarna in elk geval. Ja. Yes, yes. I was cast upon you from birth. Oh, sorry, Gaan jy terug? waar is ons nou? Ek dink Daar sê. ons het I hierdie was gelees, cast ons het upon. daai gelees. Ekskuus, hierdie een is die volgende een. Okay. They gape at me with their mouths like a raging and roaring lion. I'm poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It has melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. Ah, dis 'n verskriklike mooi vertaling. Ja, dit Ag, is dis maar die gewone New King James. okay. Ek hou van hom want hy's redelik sê nie opinionated nie. Jy kan ja, dis niks specials nie, maar dit is baie goed. Ja, 'n Goeie vertaling. Ja, weer eens, ons sien die gedagtes hoe Yeshua gevoel het. Ons kan as te ware inleef ja, hoe hy gevoel het. En ons kry 'n inside story wat al en dis die mooi ding wat al 1000 jaar voor die gebeurtenis geskryf is. Dawid het deur koning ek dink Dawid. 960 jaar voor Yeshua gelewe. Kan maar sê 1000 jaar. En ja, hoe dit is nogal special. My aarde. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hands and my feet. I can count all my bones. They look and stare at me. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. But you, O Lord, do not be far from me. O my strength, hasten to help me. Ja, ek sukkel om hierdie Psalm te lees en nie te huil of trane in my oë te kry nie. Dis hoekom ek glad jou dit lees. Absoluut, absoluut. Oh, Ja, dit dit is is qua en weer eens, ja, so die 'n Jode wat nou ongelowig is sal sê, nee, Yeshua het nou maar Psalm 22 gekwout op die kruis, ehm want hy ja, hy bedoel dit maar nie regtig nie want hy sê dit maar net soos wat hy dit sê. Maar hierso is nou 'n ding wat sê, wag 'n bietjie, hoe kan Dawid geweet het hulle gaan sy klere uit op lots verkoop? ja, Yeshua het nie die hele storie gefake en nou net, kom ons kyk gou op Psalm 22 nie. Hierso is 'n ja, enige ou moet weet, hoor hierdie is 'n profesie. En daar's geen ja, mens wat hierdie ding kon genavigate het nie. ja. Ja, Ah, deliver me from the sword, my precious life from the power of the dog. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. You have answered me. I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. nou hierdie Ah, laaste stuk is 'n mouthful. Hy sê daarso, hy vra my God, waarom het U my verlaat? En hier sê hy, maar U het my geantwoord. Hy was toe ja, nie verlate nie. Uh ja, dit draai die hele storie. En hy sê I will ja. declare your name to my brethren. So, van wie praat hy hierso? Hm, Hy praat van die wat hy nou in die dode gaan ontmoet het en hulle gaan haal hm, het. En wat hy hm. in die midst van 'n assembly, ek meen hy het nie alleenig voor Vader gegaan en gaan staan nie. Hy het hulle Mm, saamgebring en in hierdie assembly, hierdie groep mense saamgevat. Ek gaan ja, ja. tussen hulle U naam prys. So hier's 'n Ag, profesie eintlik
van die opstanding. As jy dit nou mooi lees Ja, tussen ja. die lyne. Ja, ja. Mm. You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, glorify him and fear him, all you offspring of Israel. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, Oh, beautiful. nor has he hidden his face from him. But when he cried to him, he heard. My praise shall be of you in the great assembly. I will pay my vows before those who fear him. So Sure. weer eens, die my God, waarom het U my verlaat? En hier sê hy, uh, ek het gekraai na hom, ek het geroep na Abba en hy het gehoor. Ja, En ek sal in die great assembly en dit kan nou dalk in die ewigheid nog in ons toekoms verwys, maar dit kan ook verwys na hierdie groep wat hy nou net uit die dode het laat opstaan het. ja, ja. Praat hy dalk van hulle. Oh, the poor shall eat and be satisfied. Those who seek him will praise the Lord. Let your heart live forever. All the ends of the world shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations. Shucks. So daai wat hy sê, let your heart live forever. Weereens 'n Ja, verwysing na die wat vir ewig lewe, wat nou uit die dood uit as te ware opgestaan het. And all the ja, ends ja, of the uh, world shall remember and turn to the Lord. So, en hy praat nou van hierdie volgende, nie net het Yeshua die dood oorwin nie, maar hy is legit die koning van die heelal, die koning van al die nasies. En ons ja, lees, ja. jy het in Psalm 2, is dit 2 of is dit nou 45 gelees waar hy sê kom sit hier aan my regterhand tot ek die vyande maak die voetbank van jou voete. En Daar sê, ja. so die nasies behoort aan hom. Alles behoort aan hom. En ja, Oh, wat is 'n verskriklike en weer eens nou, 'n bietjie 'n storie met 'n ander angle as ons lees van Satan in Jesaja 14 en Esegiel 28 sê dat Satan ons altyd wat hy homself verhef, I will ascend into the highest part of the north. I will set up my throne. I will be like the most high. Hy sê 5 keer mm. I en hy wil homself ophef. En hier sien ons in kontras, 'n heeltemal 'n kontras, die Messias wat homself verneder. Wat die Mm, teenoorgestelde van mm. Satan, soos die absolute teenoor. En in Esegiel en Jesaja se ding sê hy dan but you will be cast down. Hy praat van Satan. Want ons weet dis wat God doen, Ja, die wat homself wil verhoog sal verneder word, maar die wat hulle self verneder, waarvan Yeshua die prima voorbeeld is, hy sal ja, ja. verhoog word. En Halleluja. ja, wat 'n storie. Dit is ja, dit Mm. is amazing. Ag, En die verhoging is al die nasies. In Psalm 2 as ek reg onthou, ask of me and I will give you the nations as your daar inheritance. sê, Het daar Yeshua sê, vergeet ja. om te vra? Nee, hy het nie vergeet om te vra. Hy het gevra vir Vader. Ek soek al die nasies, ek soek hulle. Ja, ja. Amazing stuff. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, die laaste stukkie. All the prosperous of the earth shall eat and worship. All those who go down to the dust shall bow before him. Even he who cannot keep himself alive. A posterity shall serve him. It will be recounted of the Lord to the next generation. They will come and declare his righteousness to the people who will be born, that he has done this. So, all those who go down to the dust. So ons besef nie baie hoe praat hy eintlik baie van die opstanding en van die ja, van die resurrection, die opstanding uit die dode uit, nie? En eintlik die hele psalms, daar's baie plekke wat hy van dit praat. Veral dit sal nogal goed wees miskien eendag as jy tydjie het dat ons 'n bietjie dieper trap in die opstanding, want daar's nogal baie inligting daaroor. Ehm Okay. maar hierso sê hy weer, hy praat nou van die
All those who go down to the dust shall bow before him. Hoe kan jy voor Yeshua bow of voor Vader bow as jy dood is? So dit impliseer, wag 'n bietjie, beteken jy moet lewendig gemaak word voor jy dit kan doen. Want in Sheol Ja, ja, daaronder, Vader is nie daar nie, hy sit in die hoogste hemel. So vir hom te bow moet ja, jy ja, lewendig wees. En dan sê even those who cannot keep himself alive. Dis kwaai. sure. En dan praat hy nou vir ons. Dan sê hy daarso van een generasie na die ander generasie sal van hierdie vertel word. Mm, And they will come and declare the righteousness to a people who will be born that he has done this. So ons vertel, ek meen die een boodskap van die hele Christendom is die opstanding. En daar's die eerste persoon ooit wat opgestaan het en die dood is 'n magtige ding. Ek meen jy kan gesondheidspille drink, jy kan oefen, jy kan doen whatever jy doen. Ons het nie mag oor die dood nie. Dit is as te ware die magtigste force, die magtigste ding op die aarde. Niemand kan dit oorwin nie. Maar hier kom amen. hierdie een persoon en Ja, hy ja, ja. oorwin hom. En met groot mag en nie met eers 'n Mm, gestoei nie eers met 'n gesukkel nie. En mm, soos dink, joh, wat 'n ongelooflike is. Dat selfs hy die sê, "Joh, wie is jy? Waar kom jy vandaan?" ja, ja. Want hy het nog nooit so 'n magtige individu gesien nie. En ja, so hy vertel nou maar net vir ons gaan aangaan en hierdie stories vertel. So, en dan gaan ons na Psalm 23. Ek gaan nou net hier deur skiet. So as ons soek nou vir die storielyn. So Psalm 22 gaan oor Yeshua op die kruis. OK? Ja, ja. Psalm 23 wil ek voorstel, dit is 'n wonderlike Psalm en ons kan dit op Dawid sien, ons kan dit in ons eie lewens sien, maar hy praat ook hier, hy gee ook opstanding of resurrection taal word hier gebruik. He leads me beside still water, he restores my soul. Nie net deur hierdie water te drink nie, of wat ons nou op hierdie aarde al baie vrede by Yeshua kan kry, ons kan baie rus kry, ons kan baie dinge, mooi dinge kry, maar hierdie Mm, restores my soul beteken, wag 'n bietjie, hy hernuut my, hy maak my soos 'n nuwe ding, 'n nuwe creature, 'n nuwe mens, amper op 'n fisiese vlak. En dan sê hy, ja. even though I go through the valley of the shadow of death, wat Hades nou verteenwoordig. Dit is nie die volle tweede dood nie, dis 'n shadow of death. Ons het dood te gaan, maar jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Uh, want hy gaan my comfort. Hoe comfort jy iemand wat dood is? Jy haal hom uit die dode uit. Okay? You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ek dink in daai stuk is dit nou in Efesiërs of in Galasiërs waar hy sê you have triumphant over death and made them a public spectacle. Yeshua het Mm, 'n public spectacle gemaak van die dood. Hy sê o, jy dink jy's so magtig, jy dink jy kan my mense insluk en al hierdie dinge. Ek gaan jou 'n spectacle maak. Ek gaan jou wys hoe haal ek hulle daai uit. En ja, ja, so hierdie stukkie is veral so selfs in Psalm 23 praat hy van hoor hier gaan is as te ware hierdie gedeelte Yeshua is nou op die kruis, hy's nou sê maar dood, hier descend hy onder toe. Hy gaan nou in hierdie shadow of death, hierdie valley in, maar hy was nie bang gewees nie. Even though I go in the valley of shadow of death, hoe ek dit sien is Yeshua is nou besig om af te gaan in hierdie Hades. As jy dit nou as 'n proses sien. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Weereens praat hy van yes, ons kan dit op hierdie aarde hê. Daar's daai wonderlike beloftes. Maar hy praat van I will dwell in the house of Jehovah forever. Okay, hy gaan nie ja, in Sheol bly nie. Hy gaan nie in Hades bly nie. Hy gaan in ja, ja, sy Vader bly. So hier's ja, ja, baie ja. opstanding taal hierso as jy dit met daai angle lees. En dan natuurlik het ons dan nou Psalm 24 gelees. So ek wil maar net met jou wys dat daar is hierdie verskriklike storie. Dis nie net 'n Psalm op sy eie nie, dat die psalms link in mekaar en hulle vertel Ja, ja. eintlik hierdie een verskriklike storie en nou en dan, soos veral met Psalm 22, 23, 24 en miskien so 'n bietjie 25 ook, kan jy sien wag, hier's 'n storie wat vertel. Hier gaan Yeshua dood, hier gaan hy in Hades in, hier haal hierdie manne uit. En hoe 'n verskriklike ding is dit dat Dawid nie net een 'n Psalm reg geraai het nie. As ek dit nou so wil sê. Ja, Dat hierdie is ja, dit is bonatuurlik vir ons ingegee. ja, ja.
Sjoe, ag Adrian, verskriklik baie dankie. Dit is absoluut wonderlik. Ja, En dit is dat nogal goed. dat jy dit vir my so oopbreek. Weet jy, ek het op 'n stadium met ons vader my gevra ek moet 'n boek skryf oor die betekenis van sy Hebreëse name. En ek het toe 24 van ons vader se name het ek beskryf in 'n boek. En toe nou verlede jaar toe vra hy vir my, waar's ek nou verlede jaar? Nee, is in die begin van hierdie jaar. Vra hy vir my ek want ek skilder ook, toe vra hy ek moet skilderye maak wat die betekenis uitbeeld. O ja? En nou gaan met die plan is wat Vader God my gegee het is om 'n koffietafelboek te laat druk O ja? met 'n afbeelding van 'n skildery op die een bladsy en daarteenoor die verduideliking van die O betekenis van die naam. ja. So ek is besig daarmee en kan jy glo ek het nou vir 'n hele maand lank niks geverf nie want ek trek net in hierdie tekselse huis in. Ja, nee, ek sal uitsien vir dit. Ek gaan my oogie oop hou. Jy moet Maar laat weet as jy ek hom. sal 'n bietjie vir jou van die foto's stuur wat ek al van die skildery wat ek al gemaak het. En dis vir my lekker om te hoor dat jy ook die Hebreëse name gebruik Yes. Ja, nee. want ek kan nie meer anders as om die Hebreëse name te gebruik nie regtig. Ja, Dit dit is soos om weet as iemand hou van McDonald's, dan is dit fyn as jy van McDonald's hou, maar as jy hou van 'n ja, vyfgang maaltyd en jy lekker steak en daai dinge, dan was nie verkeerd om Yeshua of Jesus te sê nie of om nee, daai. Maar dit is so meer diep en betekenisvol om ja, en daai betekenisse ja, ja, Abba se naam Yod-Heh-Vav-Heh, ek pronounce dit maar nou Jehovah. Uh ek party ook sê ja, ek Yahuwah, graag. party sê Yahweh. Maar dit is nie so kwaai die uitspraak nie. Dis nie 'n toorwoord wat jy gebruik Nee, nie. Dis die betekenis van daai naam en daardie ja, ja. autoriteit en dit wat daai naam beteken. Ja, Ehm ja. en jy weet seker al klaar, so net vir ingeval jy nie weet nie, maar Ja, die daai wat hy sê en wat is dit in Eksodus 4 wat Moses met Vader praat en hy sê wat hy sê ek is wie ek is. Ek dink in Hebreëus is dit Age Asher Age en as jy dit dan gaan kyk dan is dit die betekenis van God se naam. Is eintlik die ever existing, die iemand was, die iemand is, iemand daar gaan wees altyd. Hy is ja, buite tyd, hy's groter as tyd. Hy is ehm die beste manier om dit op 'n manier is te sê die ever existing ene, die wat nog altyd bestaan. En wat nou ah, kwaai is, want dan nou lees ons in Openbaring waar Yeshua sê, ek dink dit is Openbaring 1, ek is die Alfa die Omega, die begin en die einde. Kyk, ek was dood maar ek lewe. Maar die punt is Yeshua gee hom 'n naam, ek is die Alfa en die Omega. Wag 'n mm, bietjie. Daai is die betekenis van Jehovah. Jehovah beteken die ever existing een. Hier sê Yeshua, ek is die Alfa ja, en die Omega. En dan bietjie later ek raai nou bietjie dink Openbaring 16 17 somewhere. Is dit duidelik is dit die Vader wat op die troon sit, the ancient of days en hy sê ook ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. So wag 'n bietjie. Vader sê mm, hy is die Alfa en die Omega. Yeshua sê hy is die Alfa en die Omega. So ja, Yahweh is nie net 'n naam net vir Vader nie, dit is 'n familienaam. Dit is 'n naam wat ja, ja, beskryf hulle albei um wat mm, net ever existing is. Yeshua, nou hoe ek by hierdie studie uitgekom het net so vinnig. Ek het soos ek gesê ek het vir 2 jaar saam met hierdie Jehovah se getuies bestudeer en ek het hulle probeer convert en hulle het my probeer convert. Maar hulle het op 'n kolf gesê, "Ag nee, Jesus was geskep gewees. Hy's net 'n geskape wese." Ek nou daai tyd het ek my Bybel nie so goed geken nie, maar ek sê toe van nee, dit klink nie vir my lekker reg nie, maar weet jy wat? Ek weet nie genoeg nie, ek gaan hierdie ding bestudeer. Wat was die begin van Yeshua gewees? Waar het hy begin? En dan lees ons elke keer as Vader van Yeshua praat, hy is sy eniggeborene, sy in Grieks sy monogenes. Mono beteken een, genes beteken geboorte gegee aan. En dan sê Kolossense 1 sê hy, he is the first begotten from the foundation of the world. So Yeshua is nie geskape nie. Hy is gebegotten van die Vader. En die enigste simpel manier hoe ek dit maar kan teken in my klein kop is dat as Vader nou hierdie
ek weet nie of jy my kan sien nie of my video aan nie. Ja, ja. Maar as hy nou hierdie uh bal is en dit is onmoontlik om hom te beskryf, maar as hy hierdie is en Yeshua is uit hom uitgeneem, hy is as jy so aan seldeling dink, is hy begotten van die Vader voor die fondasie van die wêreld. So toe daar nog Mm, niks was nie. Daar's nog nie 'n single materie op hierdie heelal nie. Was daar die Vader ja, gewees en hy het uit homself uitgeneem. Um En Yeshua is dan. So as die Vader se materie, die stof waarvan Vader gemaak is. Ek sê dit met groot respek, maar ek het nie die woorde skat om dit nou ja, mooi te beskryf nie. Dieselfde stof of materie wat Vader van gemaak is, uh is dieselfde wat Yeshua van gemaak is. Hulle is van dieselfde soort, dieselfde tipe, dieselfde alles. Um maar die belangrike ding, dit het gebeur voor daar nog tyd geskape was. En En nou hoe ek dit sien, want Yeshua sê ek dink in die boek van Johannes sê, I'm from the bosom of my father. So wag 'n bietjie, ek is uit my vader se boesem uitgeneem en dink ou dadelik aan Adam en Eva. Nou spekuleer ek maar so half, miskien het Vader vir ons toe hy Adam en Eva geskaap het, vir ons half so 'n boodskap gestuur van hoe is die begin van hom. Ek sê nou begin, daar is nie 'n begin nie, maar die begin van hom en van Yeshua is dat daar was Adam en Eva is uit Adam uitgeneem. Honde kry honde, katte kry katte. Adam het iemand gehad wat in sy beeld gemaak was. Nou op dieselfde manier deur die skepping sien ons dalk 'n patroon wat Yeshua was uit die Vader uitgeneem as soos wat Eva uit Adam uitgeneem is en hulle is dieselfde stof, tipe. ja, ja, Weer eens ja, ek het nie die regte woorde nie, maar so as Yeshua sê ek is die Alfa en Omega, die ever existing, kan die en die Vader sê dit ook want hulle is dieselfde. Hulle is apart, maar hulle is dieselfde. So dis net vir my, dis maar hoe ek my die prentjie in my kop teken. mm, Um van dis 'n groot claim en as jy dan na Yeshua se CV gaan kyk in Hebreërs 1 en Kolossense 1 en Johannes 1, ek noem dit ja, maar sy CV, dan is dit wow, hierdie is someone special. Hierdie is nie net 'n ja, engel of 'n ja, Moses of 'n profeet of 'n hy is ja, in ja, 'n kategorie van homself. En maar ja, dit is nogal amazing. Ekskuus, ek wil net 'n laaste ding net vinnig vir jou noem. So net vinnig terug na Psalm 24 toe. So as ons dan nou lees daar in ek het nou ehm dan in vers 7, lift up your heads, O you gates, be lifted up your everlasting doors. So as jy net daai stuk nou so gelees het sonder hierdie agtergrond, sou nie lekker verstaan wat gaan nie aan nie. Maar as jy nou sien, wag, hierdie is 'n groter storie en hierdie gates wat hy nou van praat, hierdie storie is gelink aan die vorige storie wat ons nou net vertel het van Psalm 23 en Psalm 22. Hierso is hy nou voor die deure van Sheol en hy sê vir Sheol net wat ons nou in die boek van Nikodemus gelees het, lift up your everlasting doors that the King of glory may come in. En dan antwoord hy quoteer nogal wat hy hierson gaan terug antwoord. Who is the King of glory? En dan is die antwoord, it is the ever existing ene wat eintlik nie kan doodgaan nie. Jehovah strong and mighty. Jehovah mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up your everlasting doors, and that the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Jehovah of hosts, he is the King of glory. So, ek dink die hele punt wat ek maar net wil sê is, behalwe dat hierdie een fantastiese langer storie is dat ou het so 'n bietjie van 'n proef waaroor gaan hierdie vers. En dit is nou nie so maklik om te verduidelik nie. Ou kan dit nie in 'n 5 minute praatjie verduidelik nie. Maar dit is mm, nogal baie ryk en ek wou dit maar net met jou deel. absoluut. Ag, verskriklik baie dankie Adrian. Ek het nou 'n baie heeltemal 'n ander begrip van dit wat eintlik in Dawid se dit wat hy vir ons wil verduidelik aangegaan het. En ek waardeer jou baie, regtig waar. Ja, dis 'n vir my 'n groot plesier en vir my is dit 'n eer om met jou te chat oor hierdie nie laat iets secret, daar's nie iets so secret inligting, maar daar's goed wat minder Ja, mense van weet. En hierdie is so een van ja, daai dis tipe reg. dinge wat daar's nie baie ouens wat dit per ongeluk raak gelees het nie. En Ja, 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 ja. maar ja, daar weet jy nou en doen daarmee wat jy wil en ja, dankie vir psalms. Ek weet nie of jy op 'n sekere groep is of ietsie, maar iemand anders stuur dit vir my aan elke week. So ek kry dit en ek luister dit en baie dankie vir dit.